Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid net om ons voorbereidingslys met u te deel. Eerstens vra ons nog steeds voorbereiding vir Tannie Mark die potgieter, vir oom Johan Innendale en vir oom Flip Lessing se gesondheid. Dan Tannie Hannetjie Klint is tans nog in die hospitaal, so ons dink aan haar. En dan as ook Jean Lots en Tannie Hester Botha se seun Jannie. Ons vra dat u in u gebede aan elkeen van hierdie individue sal dink. Indien daar enigiemand anders is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel, sodat ons ook by hulle kan uitkom en sodat ons ook hulle name op die voorbereidingslys kan plaas. Dan gaan ons vandag stil staan by ons 10de maand dankoffer. Tydens ons erediens in die kerkgebou gaan daar geleentheid gegee word sodat die 10de maand dankoffer ingebring kan word. Indien u nie ons erediens bywoon nie, is u meer as welkom om u dankoffer ook elektronies vir ons oor te betaal. U moet asseblief dan net in die verwysing sê dat dit u 10de maand dankoffer is, sodat ons weet waarvoor om dit te allokeer. Maar voordat ons gaan stil staan by God se woord, gaan ek vra dat ons saam wees op hierdie platform net op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons kan stil word in 'n besige tyd van die jaar en dat ons net kan rustig raak by u voete, dat ons na hierdie verkondiging kan luister, Vader, dat ons u woord kan bestudeer, dat ons daaroor kan nadink, dat ons eie lewens kan ondersoek en dat ons veranderings kan maak. Ag Vader, dankie vir die voorreg wat ons mag hê om 'n platform soos hierdie te hê, om dit te kan benut en ook om aandag te gee aan ons geloofsgroei. Daarom kom vra ons nou, Gees van God, werk met elkeen van ons. Vader, staan by elkeen van ons stil, raak ons aan, kom verander ons harte en ons gedagtes. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek genoem het, gaan ons tydens ons erediens in die kerkgebou aandag gee aan die 10de maand dankoffer. Ons gaan ook nagmaal gebruik en ons het ook jong mense wat belydenis van geloof aflê. En as gevolg van al hierdie aktiwiteite wat in die kerkgebou gaan plaasvind, het ek 'n teksgedeelte gesoek wat mooi aanpas by elkeen van hierdie momente. En dit het my gelei na Filippense 1 toe en ons gaan saam lees vanaf vers 3 tot 11. So indien u Bybel by u het, is u meer as welkom om te volg. Filippense 1 vanaf vers 3 tot 11. Dit sê, van Paulus en Timotheus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee. Sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberisplik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Nou ons lees net hierdie enkele verse. Geliefdes, ek wil vanoggend afskop deur te sê dat nie een van ons dieselfde is nie. Ons almal verskil van mekaar. En dit is eenvoudig omdat ons deur God op
verskillende maniere aan mekaar gesit is, met verskillende persoonlikhede. Elkeen van ons is uniek geskape deur God. Elkeen van ons se omstandighede verskil. Die invloede op ons lewens verskil. Nie een van ons is dieselfde nie. Sommige van ons is ekstroverte, ander van ons is weer introverte. Nie een van ons dink dieselfde nie. Ons almal leef ook op verskillende maniere. Kom ek noem maar net 'n voorbeeld vanoggend van die verskille wat tussen mense is. Sommige mense hou doeteenvoudig nie van verandering nie. Hulle is nie lief daarvoor om te waag nie. Hulle is gemaklik om vas te hou aan die dinge wat vir hulle werk. Dinge is hoe dit is. As dit nie stikkend is nie, hoekom dit weggooi? Of as dit werk, hoekom dit verander? Hoekom enigstens torring aan iets as dit reg werk? En daarom is hulle gemaklik daarmee en kyk hulle veral na die verlede om te sien wat het in die verlede gewerk en wat sal in die toekoms ook vir hulle werk. En daarom hou hulle liewer by dit wat vir hulle bekend is. Ander mense aan die ander kant hou weer van verandering. Hulle hou daarvan om te waag en hulle glo wie nie waag nie wen nie. Hulle benader die lewe ook duidelik anders. Hulle leef nie met hulle kop die heeltyd in die verlede nie en hulle klou nie vas aan dinge waaraan hulle in die verlede sukses behaal het nie. Nee, hulle voel dat hulle die toekoms moet ingaan met oop oë en met waagmoed. En as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy nêrens in die lewe kom nie. As jy 'n gaping sien, moet jy daardie gaping vat. En dit maak dat die lewe nie eentonig en saai is nie. En omdat hierdie mense so leef, gaan ons altyd in die lewe wat ons leef, hierdie verskillende groepe mense teekom. Selfs in een situasie of in een gemeente sal 'n mens albei van hierdie groepe aantref. En dit maak dat dit soms moeilik is om hierdie mense te akkommodeer, want albei hierdie groepe het bestaansreg. Maar ons moet bid en ons moet vir die Here vra om ons te help, dat ons in liefde sal toeneem en dat ons mekaar in ag sal neem en dat ons vir mekaar ruimte in die gemeente sal skep, sodat elke groep op sy manier kan leef en bestaansreg kan hê en gemaklik kan wees in die gemeente, sodat almal geakkommodeer kan word. Nou hierdie selfde gedagte het ook in die Bybelse tyd na vore gekom en daarom skryf Paulus dan ook in die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het vir die gemeente in Filippi. En hy kom sê vir hulle dat hy vir hulle voorbinding doen, sodat hulle sal groei in hulle liefde en sodat hulle mekaar sal akkommodeer. Nou, hierdie gemeente is vir Paulus baie belangrik, want dit was die eerste gemeente wat Paulus gestig het, en Paulus skryf vir hulle hierdie brief vanuit die tronk uit. Hy kom sê vir hulle dat hy nie wil hê dat daar negatiewe dinge in hierdie gemeente na vore moet kom nie, en hy kom roep hierdie gemeente op, en hy kom sê vir hulle ten spyte van dit waardeur hy op hierdie oomblik gaan, wil hy hê dat hulle altyd as gemeente moet bly wees in die Here, en dat hulle op daardie blydskap hulle lewens moet bou. En dan kom bid hy ook vir hulle in hierdie brief, deur vir hulle te sê dat hy baie lief is vir hulle, dat hy omgee vir hulle en dat hy wil hê dat hulle moet groei in geloof en dat hulle verhouding met God standvastig sal wees. Nou daar is 3 dinge waarvoor hy kom bid. Hy kom bid eerstens en hy kom sê vir die Here dankie vir hierdie gemeente. Dan kom bid hy dat hulle sal toeneem in hulle liefde en dat hulle onderskeidingsvermoë sal hê. Nou vanoggend wil ek by hierdie 3 gebede van Paulus stil staan. Ons staan eerstens stil by dit waarvoor hy kom dankie sê. Hy kom sê dankie dat hulle geloof toegeneem het, dat hulle nie net tot geloof gekom het en gestagneer het nie, maar dat hulle geloof gegroei het, dat hulle saamwerk en dat hulle die evangelie verkondig. Hy kom bid ook dat hulle aan hierdie liefde sal vashou en dat hulle, soos wat hulle reeds doen, mekaar sal dra, vir mekaar sal omgee, mekaar sal opsoek wanneer dit moeilik gaan, dat hulle mekaar sal ondersteun en dat hulle nie sal fokus op die verskille wat tussen
hulle na vore kom nie, maar dat hulle as 'n eenheid sal saamleef en sal saamwerk. En hiervoor kom dank Paulus die Here. En ek dink dat ek met redelike sekerheid kan sê dat ons ook baie vir die Here dankie sê as ons bid. Ons sê vir hom dankie vir ons lewe, vir ons gesondheid, vir ons familie en ons vriende. Maar ek wonder hoeveel van ons sê vir die Here dankie vir ons gemeente. En ek wil vanmôre met 'n groot beskeidenheid vir julle kom sê dat dit 'n voorreg is vir my om deel te wees van Etgeleen gemeente. En ek kom sê daagliks vir die Here dankie vir die gemeente en vir elke lidmaat wat deel is van die gemeente. Nie net omdat julle oulik is nie, want dit is julle wel, maar ook omdat ek voel dat God op 'n besonderse manier in ons gemeente aan die werk is. As ons net kyk wat die afgelope jaar in die gemeente gebeur het en wat God alles die afgelope jaar net in ons gemeente gedoen het, kan ons nie anders as om dankie te sê nie. Onthou u die omgeeboom wat ons in die gemeente gehad het? Ek het al soveel positiewe kommentaar gehoor oor dit wat uit daardie boom uit gesprei het. Mense wat regtig 'n hart van omgee begin ontwikkel het en 'n verskil begin maak het, nie net in ons gemeente nie, maar ook in ons gemeenskap. Ons kyk net na die klomp veranderinge wat die afgelope jaar in ons kerk aangebring is. Klein goedjies wat ons herstel het en waaraan ons aandag gegee het. Goed wat noodsaaklik is, maar ook prakties is. Die klanksysteem wat ons verbeter het, mikrofone wat ons aangekoop het ensovoorts. Alles dinge wat noodsaaklik is. En ons is nog nie klaar daarmee nie. Stelselmatig gaan ons nog steeds daaraan aandag gee. Die fondsinsamelings wat ons gehad het oor die afgelope jaar, die koek en sop en Jaffel Sondag, die markdag en die musiekfeeste, alles wat baie goed geondersteun is en bygewoon is en wat regtig 'n verskil gemaak het in die gemeente. Ons het ook doop gehad, al is die kinders nie noodwendig in ons gemeente nie, maar dit is oumas en oupas van ons gemeente, se kleinkinders wat ons gedoop het. Ons het jong mense wat betrokke geraak het by ons voorsang. Ons het jong mense wat belydenis van geloof gaan aflê, en dan het ons ook jonger bloed in ons kerkraad ingekry. Om nie eers te praat van die nuwe mense wat die afgelope jaar by die gemeente ingeskakel en betrokke geraak het nie. En dan verloop ons koskas ook goed, ons bottels van hoop wat ons het, en die geld wat inkom vir die koskas, en die feit dat ons vir mense in ons gemeente kan sorg wat swaar kry, maar dat ons ook buite toe kan gaan en mense in die gemeenskap kan bedien. Ons finansies wat nie wat wonders is nie, maar wat ook nie slegter is nie en wat gestabiliseer het en hopelik eersdags gaan beter wees. Mense wat gasvry is en betrokke is en getrou is en wat eredienste kom bywoon en kom inskakel by ons fondsinsamelings. Dis asof daar 'n nuwe energie in die gemeente losgekom het as gevolg van al hierdie dinge waaraan ons aandag gee. En dan sien ons ook hoe mense groei in hulle geloof en in liefde vir mekaar en hoe hulle omgee. En daarom wil ek soos Paulus vandag kom dankie sê, maar kom sê nie dankie vir die gemeente in Filippi nie. Ek kom sê dankie vir die Etgeleen gemeente, die rol wat God speel en die verskil wat ons maak, nie net onder ons eie lidmate nie, maar ook in die gemeenskap waarin ons geplaas is. Die tweede gebed wat Paulus bid is, hy kom vra dat die gemeente sal toeneem in liefde en fyn aanvoeling vir mekaar. Hier gaan dit oor die feit dat hy dankbaar is vir dit wat reeds in die gemeente plaasvind, maar hy kom bid dat hulle sal toeneem in liefde, dat hulle veral 'n begrip vir mekaar sal ontwikkel, en dat hulle 'n fyn aanvoeling vir mekaar sal hê, dat hulle mekaar in die oë sal kyk, en dat hulle die nood in iemand se oë sal raak sien, dat hulle die noodkreet sal hoor sonder dat mense dit uitspreek. Nou is die vraag, is so iets moontlik? En ek dink dit is moontlik, en daarom wil ek 'n beeld gebruik as 'n voorbeeld om dit te verduidelik. En ek wil die beeld van 'n vis in 'n vistank gebruik. Ons almal weet
dat wanneer jy 'n vis in 'n vistank sit, sal hy net so groot word soos wat die tank hom toelaat om te word. Kom ons vat byvoorbeeld 'n haai. As ek 'n haai in 'n vistank sit, dan sal hy in daardie vistank sy volwassenheid bereik, maar as die vistank hom net toelaat om 30 cm lank te word, sal hy nie groter as dit word nie. As ons daardie selfde haai in die groot oseaan sit met onbeperkte ruimte, sal hy in daardie oseaan ook sy volwassenheid bereik, maar hy sal groei en hy sal selfs groei tot en met 2 meter lank. So die omgewing waarin die vis hom bevind, gaan bepaal hoe groot hy gaan word en hoeveel hy gaan groei. Dieselfde geld vir 'n kind van God. Dit is vir ons so maklik om 'n 30 cm Christen te wees. Wat bedoel ek hierby? Ons is geneig om ons wêrelde waarin ons leef kleiner te maak. Ons leef agter ons hoë mure in ons huis, met ons huisgesin, ons familie, ons gesinne, ons vriende en ons beperk dit tot 'n sekerheid hoeveel mense. Ons leef in ons gemeentes en ons trek ons kringetjie in ons gemeente baie klein en dan leef ons net ons liefde uit tussen hierdie groepie mense. Ons sal byvoorbeeld nie ons kringetjie groter maak nie, ons sal net 'n sekere hoeveelheid mense in ons kringetjie toelaat. En dan is ons soos daardie haai wat net 30 cm lank word. Maar as ons ons kringetjie groter maak, as ons ander mense in die gemeente en in die gemeenskap betrek by ons kringetjie, as ons ander groeperings intrek in ons gemeente, dan maak ons ons kringetjie groter en soos wat ons kringetjie groter maak, gaan ons toeneem in liefde, want gaan ons meer liefde moet uitdeel en uitleef en gaan ons 'n fyner aanvoeling vir mense en hulle behoeftes ontwikkel, want ons gaan met verskillende mense te doen kry en ons gaan 'n beter begrip hê van verskillende mense en verskillende behoeftes. En dit is die gebed wat Paulus hier vir die gemeente kom bid, dat hulle sal groei, nie net in geloof nie, maar ook in liefde en in fyn aanvoeling vir mekaar. Fokus ons vanoggend op Edleen gemeente, dan is ek baie dankbaar om te sê dat ons gemeente betrokke is by mekaar en dat ons geestelik gegroei het, maar dat ons ook in liefde gegroei het en dat ons ook ander mense intrek in ons kringetjies. As ek net dink hoe mense verander het en die verskil wat in die afgelope jare mense se lewens na vore gekom het, is ek baie dankbaar. Ek is bevoorreg om by 'n groot groep mense van verskillende ouderdomme betrokke te wees. Ons jongste lidmaat is op hierdie stadium Lizaan by ons kategese en ons oudste lidmaat is Tannie Sophie en in almal tussenin se lewens het daar groei plaasgevind. As ek net dink aan die eerste dag toe Lizaan en haar mamma in die gemeente ingekom het, sy het agter haar mamma se bene weggekruip en skaars met 'n mens oogkontak gemaak. En sy het ingeskakel by ons kategese en daar het 'n verskil na vore gekom in haar lewe. Nou kom sy al na jou toe en sy kom wys haar seerplekke vir jou en sy kom soek trooswoorde by jou. So het die verandering plaasgevind. As ek net stil staan by die jong dames wat belydenis van geloof afgelê, dan kan ek nie glo hoe het hulle verander in hierdie afgelope jaar nie. Ek praat nie eers van die 16 jaar wat ek van hulle al ken nie. Net in hierdie laaste jaar, in die klasse wat ons gehad het, kon ek sien hoe hulle gegroei het, hoe hulle verander het. En is dit vir my wonderlik om te sien hoe hulle geloof elke dag uitleef, maar nie net in ons gemeente nie. Hulle leef dit ook uit daar waar hulle elke dag skool gaan, daar waar hulle in die samelewing beweeg, daar leef hulle geloof uit. So hulle het hulle kringetjie groter gemaak van die gemeente af na die gemeenskap toe. En dis die gebed wat Paulus hier bid. Dis die gebed wat ek ook vir ons as gemeente bid. Maar ek kom sê nie net vir God dankie dat ons gegroei het in geloof en liefde nie. Ek kom bid nog steeds dat ons sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling vir mekaar, dat ons liefde nog meer sal word vir mekaar.
Kom ek verduidelik dit. Ons het al reeds baie groepe in ons gemeente wat omgee vir mekaar en wat mekaar betrek en wat liefde aan mekaar betoon. Maar nog steeds is daar maar die enkelinge of die groepetjies wat eenkant staan en wat nie deel is nie en wat sukkel om in te skakel. En dit is my gebed dat ons hierdie mense sal betrek, dat ons 'n fyn aanvoeling vir hulle en hulle behoeftes sal ontwikkel en dat ons hulle sal deel maak van ons familie in ons gemeente. Dat hulle sal voel, hulle hoef nie eenkant te staan wanneer ons 'n koeksondag of 'n feesgeleentheid of 'n fondsinsameling het nie, maar dat hulle deel is. Dat hulle nie net sal eredienste toe kom en huis toe sal gaan nie, maar dat hulle sal betrokke raak by al hierdie funksies. So daar is definitief nog 'n ruimte vir verbetering, vir groei en vir liefde wat oor moet spoel na hierdie individue toe. En ons kan ook wat hulle aanbetref in fyn aanvoeling groei. En wanneer ons hulle ingetrek het en ons het hulle deel gemaak en ons is 'n hegte familie en 'n eenheid, dan stop dit ook nie daar nie. Dan moet hierdie liefde en fyn aanvoeling oorspoel na die gemeenskap toe en moet ons mense uit die gemeenskap uit begin intrek en deel maak van hierdie kringetjie, sodat ons kring al hoe groter kan word, sodat ons nie net 'n 30 cm Christen sal wees nie, maar sodat ons sal groei. So dit is my gebed ook vir Edleen gemeente. Derdens kom bid Paulus dat die gemeente in Filippi sal groei in onderskeidingsvermoë. Dat hulle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. En hier wil ek weer eens 'n voorbeeld gebruik om dit te verduidelik. Op 'n stadium het ek die verhaaltjie gehoor van Michelangelo, die groot beeldhouer en skilder, wat op 'n stadium besig was om 'n groot stuk rots teen 'n skynste op te stoot, sodat hy dit op sy werksoppervlak kan kry om 'n stuk beeldhouwerk daarvan te maak. En terwyl hy gestruikel het met hierdie groot stuk rots, het sy buurman hom dopgehou en gesien hoe hy vir ure lank met hierdie stuk rots stoei. En toe dit uiteindelik op sy werkstafel is, het sy buurman vir hom gesê, nou hoekom sukkel jy so met hierdie swaar lelike stuk rots? En Michelangelo het hom geantwoord en vir hom gesê, omdat daar 'n engel daar binne is wat wil uitkom. En hoe gaan jy hierdie engel daar uitkry, het die buurman vir hom gevra. Maklik, het Michelangelo geantwoord. Ek gaan net alles afkap wat nie soos 'n engel lyk nie. Nou ek weet hierdie is 'n baie bekende verhaaltjie wat ons al baie gehoor het, maar dit is vir my so van toepassing, dat die gemeente dit sal afkap wat nie pas by 'n verhouding met God nie. En dit is wat Paulus vir die gemeente in Filippi gebid het. Maar dit is ook wat ons vir elke liewe gelowige moet bid. Ook vir diegene in ons eie gemeente. Dat ons alles sal afkap wat nie pas by 'n kind van God se lewe nie. Geliefdes, ons moet elke dag besig wees om nader aan God te beweeg. Ek en jy behoort elke dag te werk aan ons verhouding met God en ons behoort God toe te laat om dit af te kap wat nie in daardie verhouding hoort nie. Want 'n kind van God lewe met respek, deernis, liefde en genade teenoor ander mense. En ons kan nie sê ons is kinders van God en ons beweeg nader aan God, maar dan skinder ons van iemand anders, of ons praat lelik, of ons koester wrokke, of ons is jaloers op mense nie. En daarom is dit noodsaaklik dat God hierdie dinge, ons skinder, ons jaloesie of ons onvergewensgesindheid, dat hy dit sal kom afkap, dat hy dit sal wegkap, sodat ons meer en meer na die beeld van Christus gevorm sal word, sodat ons meer en meer soos Christus sal lyk, praat en optree. En om dit reg te kry, moet ek en jy toeneem in geloof, moet ons toeneem in liefde, moet ons toeneem in dankbaarheid en moet ons daagliks bid, dat God hierdie pad met ons sal stap, dat hy ons sal verander en dat hy met ons sal werk en dat ons meer en meer sal word, soos wat hy wil hê ons moet word, sodat die engel uit daai stuk rots na vore sal kom. Geliefdes, ek wil kom afsluit
En ek wil kom sê dat elke dag 'n gawe uit die Here se hand uit is. En dat ek en jy elke dag moet dankbaar lewe vir dit wat God vir ons kom gegee het. Dankbaar wees nie net vir ons gesondheid en vir die lewe nie, maar dankbaar moet wees vir die gemeente waarin ons is, waarin ons kan deel, waarin ons kan groei. Gemeente wat ons ondersteun, wat ons bemoedig en wat ons versterk. Ons moet nie net vir God dankie sê vir hierdie gemeente nie, ons moet ook inskakel by daai gemeente, sodat ons 'n verskil kan maak ook in ander mense se lewens, sodat hulle ook die voorreg mag hê om te kan deel word van 'n geloofsgemeenskap, soos Etienne gemeente, en sodat hulle ook kan groei in liefde en nie net 'n 30 cm Christen sal bly nie. Maar dat hulle ook onderskeidingsvermoë sal ontwikkel, sodat hulle weet wat die dinge is wat hulle uit hulle lewens moet uitsny, en wat die dinge is waaraan hulle moet aandag gee. Geliefdes, en dit gaan net gebeur as ek en jy 'n passie ontwikkel, om diensbaar te wees in God se koninkryk, om in te skakel by 'n gemeente en om betrokke te wees. En daarom is dit my gebed vandag, dat elkeen van ons roeping sal uitleef, dat ons sal uitgaan en dat ons mense daar buite sal gaan wen vir die koninkryk van God, en dat ons intussen betrokke sal wees in ons gemeente. Geliefdes, en daarom bid ek vers 11 vir ons gemeente af, dat ons altyd in die regte verhouding met God sal wees, en dat alles wat ons doen tot sy lof en sy eer sal wees, en dat dit altyd uit 'n dankbare hart sal kom. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons kom sê vir U dankie. Dankie vir al die goeie genadegawes uit U hand uit. Dankie dat ons U kan leer ken as ons Vader, dat ons kan deel wees van 'n gemeente en dat ons kan dankbaar wees dat U werksaam is in ons gemeente se lewe, maar ook in elke individu se lewe. Vader, dankie vir die groei wat die afgelope jaar plaasgevind het in ons gemeente, maar ook in elke individu se lewe. Ek kom bid dat hierdie groei nie sal ophou nie, maar dat die groei sal aanhou, Vader, en dat hulle sal toeneem in liefde, begrip en fyn aanvoeling vir mekaar. Vader, dit is so maklik om mekaar mis te verstaan en een kant toe te skuif, omdat ons anders is, omdat ons nie dieselfde dink, voel en reageer nie, maar help ons as gemeente om wel 'n fyn aanvoeling vir mekaar te kweek, om ruimte te skep vir mekaar en om mekaar te betrek en in te trek, sodat ons sal groei as gemeente in liefde en begrip vir mekaar, maar dat ons ook 'n ruimte sal skep waar almal kan inskakel en 'n verskil kan maak, waar hulle tuiste kan vind en hulle geloof kan uitleef. Vader, en daarom kom bid ons ook dat U vir ons onderskeidingsvermoë sal gee, sodat ons mekaar se verskillende persoonlikhede sal raak sien, maar sodat ons ook by onsself sal begin en dit wat nie hoort in ons persoonlike lewe en ons geestelike lewe nie sal afkap, en dat ons daagliks meer en meer sal word die kind wat U wil hê ons moet word. Dieselfde geld vir ons gemeente, dat ons dit wat in ons gemeente na vore kom wat nie daar hoort nie, sal afkap en wegstoot en weggooi, en dat ons dit wat U wil hê ons moet nader trek en deel maak, sal deel maak, en dat ons as gemeente sal groei, en dat dit sal oorspoel in 'n gemeenskap en dat ons die mense in ons gemeenskap sal bedien en sal betrek en sal deel maak van ons gemeente. Vader, ons het vandag baie dankbare harte en ons kom bewys ons dankbaarheid deur die gee van ons 10de maand dankoffer, maar ook deur dankie te sê vir die pad wat U met Etienne gemeente gestap het in die afgelope jaar. Maar Vader, ons wil nie hê dat dit moet ophou nie. Hierdie groei moet aanhou, Vader, en daarom kom wys vir ons wat U in die nuwe jaar met ons wil bereik, hoe ons moet groei, waar ons moet werk en wat 'n verskil ons moet maak. Help ons ook om hierdie offer wat ons gee te gebruik in diens van U koninkryk en gee vir ons as kerkraad die wysheid en insig oor hoe ons dit moet gebruik. Vader, ons kom ook met harte van dankbaarheid en ons kom sê vir ons is dankbaar dat ons kan bid vir ons lidmate in ons gemeente met wie dit nie goed gaan nie. Vader, dat ons 'n verhouding met hulle kan hê en dat ons hulle kan ondersteun op hierdie manier. Vader, ons kom bid vir elkeen wat siek is, wat deur moeilike omstandighede gaan, en ons sê dankie dat U hulle dra, dankie dat U hulle sterk maak en vir hulle krag gee. Dan weet U van die wat in die hospitale is op hierdie oomblik,
wat infeksie het, met wie dit nie noodwendig goed gaan nie. Ons kom dink aan Tannie Hester se seun, Vader, en ons kom dra elkeen van hulle aan U op vandag, en ons vra dat U volmaakte wil ook in hulle lewens sal geskied, en dat hulle op hierdie oomblik intens bewus sal wees van U teenwoordigheid. Vader, dankie dat ons elke lidmaat op ons voorbringslys nou aan U kan kom opdra en kan vra, stap die pad saam met hulle. Ons kom bid ook vir hulle familie en hulle vriende. Ons vra dat U ook vir hulle krag sal gee, dat U liefde ook oor hulle sal uitstort. Vader, en dat hulle ook hulle toevlug na U sal neem. Dankie dat ons vandag hierdie dinge wat op ons hart lê, met U kan kom deel. En dankie dat ons kan bid, dat U ons as gemeente sal seën, dat U ons as individue sal seën in die nuwe jaar. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes, my hart en my dankbaarheid vandag met julle kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here is bo jou om jou te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy dalk mag val. Die Here is voor jou om vir jou die weg gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. En die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.